Kom ons vra net die Here se seën in 1 Korintiërs 13, voordat Jolien dit vir ons gaan lees. Vader, sonder liefde is ons niks. Vul ons harte vandag asseblief opnuut met u liefde, Here, om ons te wys wat liefde is. Amen. En net 'n kort gedagte voordat ons lees. In die kerk in Korinthe het almal gestry oor wie se gawes die belangrikste was. En wie kan die hardste praat? Wie weet die meeste? Wie is die meeste werd? En toe skryf Paulus mos vir hulle, wag, julle mis die punt. Al die gawes is goed, maar daar is een ding wat groter as dit alles is. En sonder dit beteken hierdie gawes niks. Is hierdie gawes niks werd nie. En daardie ding, sê die Here, is liefde. Hierdie hoofstuk is nie in die eerste plek 'n trouteks nie. Dit is 'n spieël vir alle Christene en alle kerke. Hierdie hoofstuk is vir ons harte geskrywe. Paulus wys ons hoe God se liefde lyk, geduldig, vriendelik, vergewe maklik. Dit hou nie boek van foute nie. En hy sê, so moet julle mekaar lief hê, want dit is liefde. Nou terwyl Jolien vir ons gaan lees, let op 3 dinge wat sy gaan lees. Nommer 1, wat liefde is. Dis geduldig en dis vriendelik. En nommer 2, wat liefde nie is nie. Dis nie jaloers, grootpraterig en selfsugtig nie. En in die 3de plek, dat liefde nooit ophou nie. Gawes hou op, kennis raak oud, maar liefde bly vir altyd. Geloof, hoop en liefde bly, en die grootste hiervan is die liefde. Kom ons lees nou die hoofstuk stadig en vra die Here. Here, wys ons waar u ons so liefhet, en leer ons ook om ander ook net so lief te hê. En nou, Jolien, kan jy maar hoofstuk 13 vir ons lees. Dankie hoor. Goeiemôre geliefdes. Ons lees vanmôre uit die woord 'n kosbare hoofstuk wat deur ons Vader gegee is. 1 Korintiërs 13. Die uitnemendheid van die liefde. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblasen nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou, dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Maar nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof,
hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Kom ons sluit af met 'n storieverduideliking, om ons en ons kinders ook te help om die saak oor die liefde beter te verstaan. Ons noem dit sommer ouma se koffiestorie om die tafel uit 1 Korintiërs 13. Dis Sondagmiddag, die water stoom, die brood ruik lekker en Sunny vra vir ouma, ouma, wat is liefde? En ouma kyk vir Sunny en sy glimlag. Luister gou my kinders, sê ouma. As daar een ding is wat 'n huis bymekaar hou, dan is dit liefde. Jy kan baie praat oor liefde. Jy kan baie slim wees en baie dinge weet. Maar as daar nie Jesus liefde in harte lewe nie, sal geen verhouding bly leef nie. Want liefde het uit Jesus hart vir 'n ander mens nodig om te klop. Sy kyk na Pietman wat groot oog na haar sit en luister, en sy sê, Pietman, liefde is geduldig. Liefde is vriendelik. Liefde vergewe. Liefde bring lewe. Liefde is nie selfgesentreerd nie, Pietman. Dit kyk nie neer op ander mense nie. Liefde hou nie aan om ou seerplekke van die lewe op te tel nie. Jesus liefde, dit vergewe en dit stap aan. Ja, geloof bly, Pietman. Hoop bly. Liefde bly, want dit is die grootste van alles. Sy breek die vars gebakte brood en gee vir elkeen 'n stuk saam met hulle koffie, terwyl ouma uit die Bybel uitlees, en ouma lees toe vir hulle 1 Korintiërs 13 en sê, kom ek vertel julle 'n lesie wat julle oupa my eendag geleer het. Toe ouma en oupa Jan jonk was, het die droogte die plaas gevat. Alles was verlore, alles was weg en oupa moes toe op die hawe gaan werk. Sy hande het hy daar deurgewerk met die soutwater en al die vis. Sy hande was moeg en seer. Maar elke oggend vir 62 jaar lank het hy eerste opgestaan en vir ouma koffie gemaak. Swart koffie met 2 lepels suiker, net soos ouma daarvan hou. En toe oupa op 'n tyd oud en siek was, kon hy skaars loop. Ouma dan vir hom gesê, ag Jan, lê rustig my man, ek gaan hy koffie maak. Toe vat oupa ouma se hand en sê, Letty, as ek ophou om vir jou koffie te maak, dan het my liefde moeg geword. En my liefde vir jou, Letty, raak nooit moeg nie. Ouma kyk op en sê, liefde is nie net 'n mooi gevoel nie. Liefde is geduldig, liefde hou aan, liefde maak koffie, ook op die swaar dae. Ja, kom ons kyk net na 'n gedagte terwyl ons afsluit in 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is geduldig. Ek vra jou vandag, het jy dit gehoor? 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is geduldig. Waar het jy al iemand anders se geduldige liefde gesien? Het jy dit al ooit gesien? Het jy al iemand gesien met geduldige liefde? Watter koffie kan jy hierdie week vir iemand in jou huis maak wat sê, ek gee om, al is dit moeilik? Kort en eenvoudig. Liefde, dit is die hart van 1 Korintiërs 13. Kan jy jou 1 Korintiërs 13 hart vandag met jou eie huismense deel? Hoe kan ons 1 Korintiërs 13 toepas? Wees lief vir mekaar. Wees geduldig met mekaar. Praat mooi met mekaar. Help mekaar. Gee mekaar die hand. Doen gunsies vir mekaar. Dis hoe liefde 'n huis warm maak.
En die 2 ligverse waarmee ons afsluit is 1 Korintiërs 13, vers 4, 5 en 13. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. En vers 13, en nou bly geloof, hoop, liefde oor. Maar die grootste hiervan is die liefde. En toe bid ouma, Here, dankie vir u liefde. Dankie dat u ons liefhet. Help ons almal in hierdie huis om geduldig, vriendelik en vergewensgesind te lewe, Here. Laat geloof, hoop en liefde in ons harte, in ons huis, saam met u bly, Here Jesus. En word verheerlik deur die liefde wat van nou af in hierdie huis gaan seëvier. Amen. Laat die tamboerijne klink, laat die snare saam meer, want die Here het sy volk lief, hy lig die nederiges weer. Loof die Here, sing en juig, buig voor hom met dankbaarheid, hy bekleed sy kinders met oorwinning, hy kroon die sagmoediges met heerlikheid. Halleluja, prys sy naam, laat die hemel saam ons sing, ons God is heilig, sterk en goed, aan hom alleen ons lof gebring. Halleluja, prys sy naam, laat die hemel saam ons sing, ons God is heilig, sterk en goed, aan hom alleen ons lof gebring. Sing 'n nuwe lied vir die Here, laat sy lof vir ewig bly. Halleluja, halleluja, hy is koning, ek is vry. Ons God is heilig, sterk en goed, aan hom alleen ons lof gebring. Sing 'n nuwe lied vir die Here, laat sy lof vir ewig bly. Halleluja, halleluja, hy is koning, ek is vry.